maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Ja, dis groot woorde. Ek wil vanmôre, as ek toegelaat word vir die titel van my boodskap gee, verander jou lewe deur jou gedagtes te verander. Ja, dis groot. Ek sê verander jou lewe deur jou gedagtes te verander. God is nie geïnteresseerd in jou liggaam, in die uiterlike van jou liggaam nie. Maar God is geïnteresseerd in jou binneste, jou gedagtes wat jy elke dag koester. Hy is geïnteresseerd daarin. Jou uiterste beteken niks vir die wêreld nie. Maar vir God beteken jou denke alles. Want ons as kinders van God moet dink elke dag Christus. Ons moet elke dag lewe Christus. Maar ons dink elke dag aan wat het ek tekort? Wat het ek nodig? Wat se pyn het ek? Wat se moeilikheid is op my pad? Wat gaan weer vandag gebeur wat nou nie weer moet gebeur nie? Ek wil vanmôre vir jou sê, ander daai menslike gedagtes en begin konsentreer op God, jou skepper en jou redder. As jy jou gedagte verander, gaan ek jou beloof dat die probleme wat jy heeltyd in jou kop om jou rondloop, gaan verander in goeie dinge in. Maar ons laat toe dat die duiwel ons gedagtes aanval. Ons laat toe dat die duiwel eiertjies in jou ore en in jou kop lê oor dinge wat hy vir jou wil laat wys maak. Kyk, die duiwel is 'n baie slim man. Hy is slim. Hy weet presies, as ek die spreekwoord kan met, hy weet presies wat 'n buttons om te pres by jou, om jou negatief te maak. Hy weet presies wat 'n toppies hy moet druk om jou ongelukkig te maak. Hy weet presies wat 'n toppie hy moet druk om jou negatief te maak, dat jy nie meer wil glo aan wat God kan doen nie. God sê vanmôre, verander jou gedagtes, sodat ek jou lewe kan verander. Verander jou gedagtes, moenie oor die negatiewe altyd dink nie. Dink 'n bietjie oor die positiewe wat daar buitekant aangaan. Spreuke 4:23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Bewaar jou hart in die teenwoordigheid van God. Bewaar jou hart op jou knieë in kontak met God. Want dit is waar alles bestaan. Dit is waar het begin, omdat jy 'n positiewe lewe kan hê, saam met Christus. Ek wil vanmôre, dis lang naweek. Amen. Wie het lekker gerus? Wie het vanmôre opgestaan en gesê, dis 'n lang naweek, kan ek nie man nog 'n bietjie langer lê nie, 'n bietjie die kerk vanmôre skiep nie. Kom op, dis eerlik. Amen. Ons het nog 'n uur langer gelê, van die naweek was te lekker vir ons. So wat gebeur nou? Die duiwel het daai saadjie in jou kop geplant om nie kerk toe te kom vanmôre. Amen. Hy het daai saadjie gesit hierso om te dink, ek wil nog net 'n uur langer lê. Ek wil nog net vir 'n uurtjie by oogies toemaak. Net nog 'n bietjie weg dit vir 'n uur lank. Hy het daai saadjie geplant. Hy het jou gedagte verander net daar. Maar ek wil vir die wat gekom het vanmôre sê, dankie dat jy na God se woord ook geluister het. Wat vir jou gesê, kom kerk toe. Die gedagte om ook by die huis van die Here uit te kom. Dit is 'n positiewe gedagte, wat jou nie terughou het, om vanmôre by die huis te gaan lê, en nie in die diens van God te wees nie. Die sielkundige sê, baie interessant, ek wil jy moet mooi luister. Die sielkundige sê, vir elke negatiewe gedagte wat jy het,
Vat dit 7 positiewe gedagtes om die een negatiewe gedagte weg te vry. Jo. So as jy vanmôre 'n verkeerde gedagte het, moet jy 7 keer gaan mooi dink en positief dink om daai een negatiewe gedagte te laat verdwyn. Amen. Maar die woord van God is net positief. Ek het nog daar in die woord van God enige negativiteit gelees nie. Net positiwiteit. Van God genees, God rig dooies op, God maak die siekes gesond. Die melaatses wat gereinig word. Mense wat hulle harte en siel aan die Here gee. Ek wil vanmôre vir jou vra, waarom wil jy jou gedagtes op die verkeerde dinge koester elke dag? Waarom koester jy nie jou gedagtes op al die positiwiteite wat daar in die wêreld aangaan nie, of in jou lewe aangaan nie? Is jou lewe so afgemat dat jy nie positiwiteit in hom het nie? Dan wil ek vanmôre jou waarsku, kom op jou knieë voor God, dat God jou gedenke kan verander, dat jy positief kan begin dink. Die oomblik as die duiwel 'n saadjie in jou kop implant. Ons gebruik Adam en Eva. Hy het vir Eva gesê, eet van hierdie vrug. Maar die Here het gesê, ons mag nie. Negatiewe gedagte geplant. Positief wat sy van God af gekry het, moenie van die boom eet nie. Negatief sê die duiwel, ag man, moenie vir hom luister, die eet man. Hy wil net hê, as jy daar eet, gaan jy selfde wees as hy. Jy gaan tussen goed en kwaad kan onderskei. Negatiewe gedagte ingesit. Wat gebeur? Wat het gebeur? Omdat Eva nie na God en Adam nie na God geluister het, hulle van die vrug geëet. Die negatiewe gedagte het meer beheer gehad oor hulle gedagtes as wat die positiewe gedagte wat God vir hulle gegee het. Ons as mense is geneig om die negatiewe gedagte sterker te laat voorkom as die positiewe gedagte. Amen. Ons wil dit meer prys gee as wat die positiewe gedagte is. Maar die Bybel weet dit. En as hy daai saadjie plant, dan weet hy onmiddellik. Martin gaan daarna luister. En hy gaan sit en top daaroor die hele dag. En hy gaan begin negatiewe vrae vra. Wat doen hy? Hy vat jou positiewe denke onmiddellik van God af weg. Hy vat dit onmiddellik. Dan kyk hy hierso en hy sit hom in die showcase. Of as hy trawante te wys, ek het Martin se mooi gedagtetjie toegesluit, daar is hy. Ek hom nou so negatief, hy weet nie of dit Dinsdag of dit Gaarsdag is nie. Hy is nou so afgemat. Hy wil nou niks meer met God en die kerkmense te doen nie. Dit is so die eerste saadjie plant. En die tweede of 'n derde dag en 'n vierde dag, want jy sit in top met die negatiewe gedagtes wat in jou is. Kom jy nie meer kerk toe nie? Jy bid nie meer nie? Jy vra nie meer vir God as jy iets nodig het nie? Wat gaan jy doen? Jy begin na die mense in die wêreld om jou kyk, om dit wat jy nodig het vir jou te gee. Maar die woord van God sê vanmôre, kyk na my toe. Kyk op na my. En sy woord sê vir ons, ek sal vir jou alles gee wat jou hart begeer. Jo. Ek gaan vir jou alles gee, Martin. Want ek beloof dit in my woord. Nou kom jy nou weer terug deel toe. En nou die dag het jy gevra vir iets en jy het dit gekry. You ask God for something, did you get it? Ek het vir jou voorsien wat jy gevra het. Nee, ek is nou sommer negatief. Ek wil nie meer verder. Want jy het nie die positiewe gedagte wat God in jou kop geplant het eerstens gebruik nie. Jy moet daarom dan vir die duiwel sê, duiwel, jy's 'n leienaar. God het gesê, gaan dit vir my gee. Maar ek wil jou ook net bietjie wys,
dat ek ook dan 'n bietjie die Bybel ken en wat sy woord ken. Wat hy gesê hy sal dit gee op die regte tyd. Dit is nie nou nog die tyd dat ek dit moes ontvang het nie. Dit sal kom op die regte tyd as dit God behaag. Hy laat ons so baie dinge glo, die duiwel. En hy kraak ons so baie af. En dan is wat, hoe sê die spreekwoord? And I'm falling for it. Ek val vir dit. Deur die jare, hoe lang is jy al gered? Jare. En jare se redding, kom jy nie agter die duiwel waar jy lieg nie. Ons wil nie meer luister nie na God se woord nie. Ons raak laks. Want dit is vinniger as die duiwel vir jou sê om vinnig op jou perdjie te spring. Daar ry hy perd. Wat nog nooit ooit gery was nie, maar ek ry vol. Psalm 119 vers 700, Johannes 8 vers 32 sê vir ons, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Wat is die waarheid vanmôre? Is dat God vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha vir wat? Vir ons sondes, sodat ons sonde vergewe kan word. Sodat as ons lewe soos hy lewe, en hy ons kom haal, ons sal saam met hom opvaar, en aan die regterkant, in die regterstoel van God gaan sit. Dis die waarheid. Hy sê vir ons verder, in Psalm 119 vers 147 en 148. Voor die môre skemer roep, ek kom op die woord wag ek. My oë is die nagwake voor om u veronderinge. Wat beteken dit? Jy moet vroeg in die oggend op jou knie gaan. En vir God vra, Here, hou my gedagtes positief. Hou jou oë gefestig op die positiwiteit. Die duiwel gaan probeer om my goed negatief te maak. Kom sê dit maar eerlik. He's gonna try his best to make everything negative for you. Hoekom? Want hy wil nie hê ons moet positief aan God se werke dink. Hy wil nie hê dat ons moet positief wees nie. Dawid en Saul, Dawid het gevlug van menigte jare van Saul af. Hoekom? Want die duiwel het Dawid se kop geplant en Saul se kop geplant om Dawid dood te maak want hy het sy vrou gelol. Toe moes Dawid vlug en rondhardloop. Soveel jare terwyl hy so hardloop en weghardloop, het al die negatiewe gedagtes teruggekom na hom toe. Maar ek gaan doodgemaak word. Ek kan nie stil sit nie. Hy het onrustig geword. Hy kon nie meer positief dink nie. Hy het net negativiteit voor hom gesien. Maar die oomblik toe hy besef, hy is in die moeilikheid en hy op sy knieë gaan en voor God en sê, Here, vergewe my wat ek fouteer het God net daar en dan sy gedagtes verander in positiwiteit. Ons is geneig om kinders van God om baie negatief te word. Dan hardloop ons rond soos 'n Dawid. Jy weet nie herwaarts of derwaarts. Laat ons net op ons knieë gaan vir God sê, Here, verander hierdie negatiewe gedagte van my in positiwiteit. Verander my gedagtes. Daar's 'n spreekwoord wat sê, your life is shaped on your thoughts. Jou lewe word vanmôre gevorm as gevolg van jou denkwyses. Ja. Dis waar. As jy bly negatief dink, wat dan? Is die wêreld vir jou negatief? As jy begin positief dink, dan sien jy net al die positiwiteit raak. Waar? Maar ons is geneig om as kinders van God en as mensdom net altyd die negativiteit van ons gedagtes raak te sien. Bevry jou gedagtes van vernietigende denke.
Ja, pastoor, maar dit is maklik vir jou om dit te sê. Dit is. Want jy moet op jouself jou gedagtes begin verander. As jy sukkel, vra vir God. Ek kan dit nie vir jou verander nie. Jou broer, jou suster, jou familie kan dit nie vir jou verander nie. Jy self moet jou gedagtegang begin verander. Van negativiteit na positiwiteit. Romeine 7 vers 23 sê, maar ek sien 'n ander wet in my liefde, in my lede, wat stryd voer teen die wet van die gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ek wil vanmôre vir jou die vraag vra. Kry jy dinge self gedoen? Ons weet nou eerlik. Kry jy iets self gedoen? Ek praat nie van jy gaan nou petrol in jou kar gooi, jou kar se battery verander nie. As jy iets nodig het in jou geestelike lewe, kan jy dit vir jouself voorsien? As jy seker? Weer die vraag vra. As jy geestelike dinge nodig het in jou lewe, kan jy dit vir jouself voorsien? Joh, met raak stil. Ek het vir jou antwoord vanmôre, nee en ja. Nee, jy kan dit self voorsien nie. Maar ja, jy kan God help met jou positiewe denkwyse om dit vir jou te laat voorsien. So 50-50. As jy net negatief dink, nee, jy kan nie. Maar as jy begin positiewe dink, dan begin jy verander en jy gee jouself ook dan die tyd om die verandering te ontvang. Jou gedagtes skoon te kry. Jou gedagtes reg te kry. Wie het opgestaan een môre, of in die oggend opgestaan en gesê, joh, vandag gaan we een van daai vreeslike dae wees. Kom ons hardwerkende mense, ons lekker. Maar op 'n maandag, en jy hou oogies oop, maar vandag is weer een van daai dae, ek moet alweer dit en dit. Wat gebeur? Jy begin alreeds jou dag op 'n negatiewe voet. Jy is klaar negatief vir die dag. Jy klim jy in jou kar, en jy ry by die hek uit, jy sluit die hek toe. Daar het 'n bietjie gereën, nou trap jy in die modder, nou so skoene vou. Kyk nou weer my skoene. Dan klim jy in die kar, maak jy skoon. Klim in die kar. As jy by die sirkel kom, en 3 taksies al voor jou gery. Dan is jy so negatief, waar almal wat voor jou is, vir jou omry, uit mekaar uithaal. So jy het alreeds by die huis begin met jou negatiewe gedagte. So wat gebeur nou? Nou plaas die duiwel vir jou vir die res van die dag al die negativiteit in jou kop. Hy bombardeer jou met al die negativiteit. Hy sit alles wat negatief is in jou pad. Alles wat jou dag kan omkrap, sit hy in jou pad vanmôre. Want hy het klaar gesien dat jy negatief is. En hy floreer op negativiteit. Want in sy gedagtes het hy klaar gesien. Ek het vir Martin gewen. Hy dink nie aan God vanmôre nie. Hy dink net aan al die negativiteit wat daar is. Dis waar. Maar as jy opgestaan het, en jy het gesê, Here, dankie vir die genade wat jy my opgewek het vanoggend. Here, dankie dat ek jou vanmôre kan loof en prys. Here, ek vra dat jy my deur hierdie dag sal dra en sal help, en my leiding en rigting sal gee. Het jy positief onmiddellik gebeur? Ja, jy's positief. Nou ry die eerste taxi voor jou in. Met daai positiwiteit, as jy moet jy eintlik sê, God bless you. Wat gebeur? Kyk jou! Negativiteit. Mense, dit gebeur elke dag.
Kinders van God, negativiteit is 'n daaglikse roetine van ons gedagtegang. Maar ek wil vanmôre vra, kom ons begin positief dink. Kom ons begin vanmôre dink positief aan die woord van God en aan God. Ek wil jou 'n vraag vra, ek wil jy moet hom antwoord in jou gedagte. As die duiwel 'n gedagte los, is dit wat? En as God 'n gedagte los, wat is dit? Sjoe. En as die duiwel 'n gedagte los in jou kop, dan noem ons dit die versoeking. Hy versoek jou, na die gedagte gelos. Amen. Maar as God 'n gedagte in jou los, in jou denke los, is dit 'n inspirasie deur God. Want hy gaan deur sy woord inspirasie en deur sy liefde jou inspireer om nie negatief te wees vir die dag nie. So as die duiwel vir jou dinge pleit maak, dan is dit versoeking. Maar as God vir ons gee, dit is inspirasie deur die Heilige Gees en deur sy woord. Vanmôre 2 Korintiërs 2 vanaf vers 11 sê vir ons, want wie van die mens weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in ons God is nie, behalwe die Gees van God. Jy weet nie wat in elke persoon aangaan nie. Kom ek as ek dit so mag stel, jy weet self nie eens wat in jou eie lewe aangaan nie. Jo. Herhaal, jy weet self nie eens wat in jou eie lewe aangaan. Maar deur God geïnspireer, jou gedagtes, dan weet jy, ek lewe vir Christus. Anders die duiwel daai saadjie geplant van die mekaarheid. Dan sê jy mekaar, jy weet nie wat Dinsdag of Dinsdag is nie. Ek wil weer vra vanmôre. Dink jy vanmôre dat die wêreld daar buitekant en die mense wat die kinders van God is nie, vir jou positiewe dinge sal gee? Dink jy dat die wêreld daar buitekant en die wêreldstelsels en die mense van die wêreld om jou vir jou vanmôre goeie waardes gaan gee? Negatief. Beslis nie. Eerste wat hulle geneig is om van jou weg te vat. Wat vandagliks gebeur, is jou selfdissipline. Daai selfdissipline wat jy op 'n Sondagmôre as jy opstaan, jy sê jy moet gereed maak om na die huis van die Here te gaan om die woord van God te gaan luister. Jou selfdissipline is daarmee heen. Want jy gee nie meer om nie. Jy wil eerder in die bed lê 'n bietjie. Die wêreld leer ons om negatief te wees. As jy gaan kyk na die nuus elke dag, of jy gaan luister na die nuus, het jy al ooit enige positiwiteit daarin gekry? Maar die wêreld wil vir jou voorgee is positief. Gaan 'n voorbeeld vat. Daar klim ons petrolprys deur die dak. 'n tweede keer, 2 maande na mekaar. Wat het hulle die eerste maand gedoen? Meneer Ramaphosa of Cyril Ramaphosa, ons president het gesê, ek gaan julle petrol levy vir julle wegvat. Dis R3. Kry. Hy sit die petrol op met R9 by van R3 weg. Kry. Baie positief, hè? Hulle dink hulle gee ons positiewe gedagtes, maar is negatiewe gedagtes. Want nog steeds gaan die petrol op met R6. Amen. Toe kom dit te kry weer 'n verhoging. Die ministers van wat energie
Saam met die president en almal het meetings en hulle sê, ons gaan daai R3 nog steeds vir 3 maande weghou. Maar die petrol gaan weer op met 9, sê waarom? Maar aan die agterkant, by die volgende nuusbulletin, wat jy nie gekyk het nie, sê die minister van Finansies, hy gaan die belasting van 15% gaan hy opstoot na 20% toe, om daai R3 wat hulle vir 2 maande weggevat het, op te maak. Wat se positiwiteit is in sy? Daar's geen positiwiteit in die wêreld. Maar die duiwel het vir ons wys gemaak, toe jy al daai nuusflitsse sien, dat daar is iets positiefs daarin. Maar is alles eintlik negatief. Ek wil vanmôre vir jou vra. Ek gaan afsluit vir nou. Ek gaan die boodskap in 2 breek. Daar's nog soveel dinge wat gedoen moet word. Hy sê vir ons, die woord van God, obey your thirst. Ek wil vanmôre vir jou vra, wat is jou dors? Is jy dors na die lewende evangelie? Of is jy dors vanmôre na die wêreldsbegeerlike daar buitekant? Want ek wil vanmôre vir jou sê, as dit wêreldbegeerte is, moet dit nie obey nie. Moet dit nie glo nie. Maar as dit vanmôre dorstigheid is vir die lewende woord, vir God en sy liefde vir ons as mensdom, wil ek vanmôre vir jou sê, obey that thirst. Wees dorstig in die Here. En hoe word ons dorstig? Om God se woord elke dag te lees. Elke dag op jou knieë te gaan en vir God te sê, Here, die wêreld is negatief. Ons as mens word baie keer negatief, maar Here, ek wil vanmôre vra, hou my gedagtes positief, sodat ek kan dink aan die wonderlike dinge wat U vir ons gestoor het. Ek gaan afsluit met teksvers. 1 Johannes 2 vers 16 en 17 sê vir ons, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die wêreld, van die vlees, en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe, is dit nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld uit. Amen. Daai begeerlikheid daar buitekant is nie van God af nie. Dis van die wêreld af. En die duiwel maak ons baie vinnig glo dat ons dit nodig. Hy laat jou baie vinnig dink, jy het daai goed nodig om in lewe te bly. Vers 17 sê vir ons, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van die Vader doen, bly vir ewig. So as jy die wil van God doen, die positiwiteit, gaan jy bly vir ewig. En dan moet jy as kind van God op jou knieë wees, elke dag. Die woord van God bestudeer. En God vra om al die negativiteit wat in jou gedagtes aangaan, van jou al weg te neem. Sodat jy kan bestaan in die woord van God. En nie in die bestaan in die wêreld. Maar dat jy kan weet, jy is 'n kind van God. Die wêreldse begeertes is vrylik bekombaar. Dis daar. Jy kan dit uitloop en vat. Maar ek wil vir jou sê, as kind van God, gaan dit 'n bietjie moeiliker om God se begeerlikhede te kry. Jy moet dan 'n kind van God wees, jy moet dan op jou knieë bly. So jy gaan 'n bietjie harder werk as 'n kind van God, as 'n kind in die wêreld. Die man in die wêreld kan uitgaan en hy kan doen wat hy wil. Negativiteit is oorlogte. Maar 'n kind van God moet op sy knieë bly. Aan die voete van die Here, om die positiwiteit wat God in sy gedagtes gesit het, daar te hou. Want dit is so maklik vir 'n kind van God om negatief te word. Oomblik van swakheid. Soos jou vingerklap. Toep. As jou gedagtes negatief. Ek weet nie of julle daai baie keer die TV's kyk nie, of goeters kyk nie. Ek wil vir jou vra vanmôre. Het jy al gesien, dan
kom ek verduid. Wat is hy tannie wat die koeke so bak? Staan een van haar flieks gesien. Dan bak sy die koek. So vinnig, man, daai koekbakkery, vanaf sy die goed meng tot so in die oond gesit het en hom uitgehaal vir 3 sekondes. Daar staan die koek. Dan sê hulle, alright, let's show you how it's been done. Maar terwyl hulle so vinnig speel, dan sit sy die eiers neer, sy sit die koekmeel neer, sy sit die suiker neer, die bakpoeier, alles staan daar langs die bak. Dan maak sy, alles in die bak gemeng taal. In die oondbak, dat hy moet net in die oond kom. Daar is nie voorklapper godsdienst nie. Dis jammer. As jy gedinge daar is, wil ek vanmorgen vir jou sê, sorry dat ek jou gedagtes wil probeer verander. Maar daar is die vingerklap godsdienst. Net as jy God nodig en 'n klap jou vinger. Die skool het jy baie gedoen. Wat is 10 plus 10? Wat maak die kindertjies wat jy antwoorde ken? Almal van hulle. Hulle kan nie stil sit op hy se plek nie. Maar die kinders wat nie weet wat 10 plus 10 is nie, wat maak hulle? Maar hy word klein, hy wil onder die bankpunt kry. Ons as kinders van God is dieselfde. As God iets vra dan, die wat rarig positiewe gedagtes, die Here, ek gee vir my Here. En die wat het nie, was Here nie vandag nie, miskien môre. Maar geen wegkry. Dis die waarheid. Jy kry weg. Want jy is nie die positiwiteit wat God vir jou gegee het gebruik het. Nou wil jy die negativiteit wat ons het, wil jy gebruik. Ek sluit af met die woorde. Moenie toelaat dat die duiwel jou gedagte gevange neem. Maar laat vanmôre eerder toe dat God jou gedagte besit neem van. Dan kan jy beloof dat dit gaan meer positiwiteit hê as wat die duiwel dit in die hande kry. Amen. Ek het klaar gepraat vir nou. Til volgende week aangaan met die res. Daar's nog heel wat gesê moet word. Maar ek voel vanmôre, as jy vra vanmôre, Here, help my om my gedagtes positief te maak. Ek vanmôre vir jou, steek uit jou hand. Here, ek wil meer positief